ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is in die evangelie van Johannes, die 4de evangelie in jou Nuwe Testament. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. En dit is so lekker om Johannes te kan bestudeer, veral as jy ook al deur die ander 3 evangelies al goed gelees het. Dan kan jy op 'n unieke manier waardeer hoe uniek die evangelie van Johannes is. En daar is soveel dinge om te ontdek van die heerlikheid en waarheid van Jesus in Johannes. Ons is in hoofstuk 15. En ek wil dit net sê, voordat ons nou begin, ons moet begin lees by vers 9. Maar ek kan sien, daar is mense wat 'n probleem daarmee het, dat Jesus in Johannes sê dat as 'n loot nie vrug dra nie, word hy weggevat. En die probleem wat hulle daarmee het, is omdat hulle 'n teologie aanhang wat sê dat as jy eenmaal gered is, jou hand opgesteek het en so aan, nee, redding kos mos nou 'n bietjie verduidelik, dan is jy vir altyd gered. Dit kan nooit weer verander nie. So hulle sê, dan kan Jesus se woorde nie beteken dat die loot wat nie vrug dra nie, wat nou in die wingerdstok is, word weggevat. En so nou begin hulle met baie snaakse spronge om dit nou so half te omseil, en al dan uit die Grieks uit aan en sê die Grieks beteken eintlik dit en dit bedoel eintlik daai. Nou, ek ken hierdie gesprekke baie goed. Ek wil net vir julle dit sê. Hoor net gou, ek gaan dit nou nie verduidelik nie, ek weet, dis nou half onregverdig, want ek gaan dit nou net sê, nie verduidelik nie, maar ek wil net sê, daar is geen ruimte in die Grieks nie. Daar is geen ruimte in die Grieks om iets anders daar te verstaan, as dat die loot weggeneem word nie. Hy word afgesny en verdroog, en word bymekaar gemaak. En die probleem is, wanneer ek en jy 'n teologie kry, en dan die Bybel druk, om in daai rampie van jou teologie te pas. En ja, so ek wou dit nou maar net sê. Daar's niks in daai skrif nie. Die ouens, jy weet, maak nou allerhande draaie in die kant toe en daai kant toe, maar daar is nie 'n die kant toe en 'n daai kant toe nie. Die teks is baie duidelik. En die Grieks sê glad nie wat hulle sê, dit sê nie. Al wys hulle dit vir jou in die Strong's Concordance. En dis nou die deel wat ek nou nie wil verduidelik nie. Want dis nou tegnies taalkundig, maar ek sê maar net. Dis nie wat daar staan nie. Dis nie wat daar staan nie. Hoekom wil ons iets sê wat nie daar staan nie? En dis meestal omdat ons wil hê dit moet sê wat ons wil hê dit moet sê. Dis nou maar die groot ding, en ons kan nou nie daarvoor gaan nie. Die waarskuwing kom nie net in Johannes 15 nie, die hele Bybel, die hele Nuwe Testament. Ek kan sê die hele Bybel, ek het ook so gesê, maar ek bedoel dan veral die Nuwe Testament. Die evangelies is vol van die waarskuwinge, dat jy moet pas op, dat julle nie wegdrywe nie. Hoekom nie? Want julle kan wegdrywe. Daar's geen rede om 'n waarskuwing te gee vir iets wat nie moontlik is nie. Jesus het nooit gesê, pas op dat julle nie wegvlieg nie. Want ons kan nie vlieg nie. So, ek het nie vlerke nie. So, ek kan nie wegvlieg nie. Nee, probeer nou vir jou net wys daar. Dit is onmoontlik. So, dit maak 'n waarskuwing oor die saak van onmoontlikheid onnodig. Maar waar die waarskuwing van krag is waar dit waaroor dit waarsku, waar kan word. Dit is belangrik, die waarskuwing moet nie wegdrywe nie, is belangrik, omdat jy kan wegdrywe. En in hierdie geval, iemand wat nie uit Christus lewe nie, die loot is in die wingerdstok,
maar hy doen nie wat Jesus sê nie, en daarom draai hy nie vrugte nie. En as hy met daai houding aangaan, sal die Vader hom wegvat, en hy sal verdroog en bymekaar gemaak word en die vuur gegooi word. En dit is 'n waarskuwing wat nie net hier voorkom nie, maar in baie ander plekke in die Nuwe Testament. Vers 9, Johannes 15. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Bly in hierdie liefde van my. Bly in hierdie liefde van my. Nou, ons wil nou weet, soos die Vader die Seun lief het, so die Seun sy disippels lief. En dan sê hy vir hulle, bly in hierdie liefde van my. So kan hulle dan uitgaan. As hulle nie kan nie, waarom die waarskuwing? So nodig. As hulle kan, hoe? En die teenoorgestelde vraag natuurlik ook is, hoe bly jy in die liefde van Jesus? So kom ons lees verder. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Nou, kan julle nou verstaan wat ek nou bedoel met mense wat nou hierdie teks probeer anders te verduidelik? Jy kan dit nie doen nie. As en sal, die as en sal konstruksie in Johannes is, en dit kom baie voor in die evangelie van Johannes, as sal. As julle my belief het, sal julle my gebooie bewaar. Nee? As julle doen wat ek sê, sal julle in my liefde bly. Hierdie as en sal konstruksie is baie belangrik. Dis Jesus wat hier praat. Nee, dis nie sommer net 'n YouTube prediker nie. Dis Jesus wat hier praat. Die Alfa en die Omega. Dis God self wat hierdie woorde sê. So dit beteken ek en jy luister met skerp ore en 'n baie oop hart na wat hy sê. En ons probeer nie wat hy sê inpas by ons teologiese voorkeure nie. Inteendeel, ons is bereid om ons teologie te verander. Nee, die Engelse praat van at the drop of a hat. Nee, in 'n oogwink ons teologie te verander om in te pas by wat hy sê, want hy is bepalend, nie ons nie, hy, wat hy sê. As julle my gebooie bewaar, met ander woorde, as julle aan my gehoorsaam is, sal julle in my liefde bly. En as jy nie is nie, sien? Nou raak mense onthut. Wil jy dan nou vir my sê, dat as ek nou nie aan hom gehoorsaam is, dan se kan sy liefde, of hy sy liefde. So luister, ek sê niks nie, Jesus sê. Luister net wat hy sê. En moenie jouself so opruk nie. Buig liewers voor hom. Nee, dit is baie beter. Baie meer lewe daarin. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Jesus bly in die liefde van die Vader, want, sê Jesus, hy is 100% aan die Vader gehoorsaam. Hy doen wat hy sê. Nou dis ons sal nou dink, goed, maar as Jesus dan nou nie doen wat die Vader sê nie, wat dan? Is hy dan nie meer in die Vader se liefde nie? Dis wat Jesus sê. Maar dis ondenkbaar om te dink dat Jesus nie aan die Vader gehoorsaam sal wees nie. Dis alles in sy lewe word bepaal deur die gesag van die Vader. Dit was Jesus se eie woorde. My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. So 'n belangrike ding. So, dis ondenkbaar dat Jesus sal rebelleer teen die Vader. Net soos wat dit ondenkbaar behoort te wees dat disippels van Jesus teen Jesus sal rebelleer.
Die uitspraak is baie duidelik. Vers 11. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Buig jou hart voor Jesus, en jy bly in sy liefde, en dis die versekering. Ek hou my hart geboe voor Jesus, en hy hou my in sy liefde, en dit bring by my vreugde. Die teendeel is ondenkbaar. Ek rebelleer teen hom. En niks tussen my en Jesus verander nie. Dit is ondenkbaar. Alles gaan oor gehoorsaamheid en rebellie. Wat wou die Satan gehad het, moet Eva en Adam doen. Hy het 'n hele lang, pragtige, uitgewerkte agenda met hulle gehad. Wat wou hy hulle kry om te doen? Maak nie saak hoe hy hulle motiveer om dit te doen nie. Die vraag is, wat wou hy hulle kry om te doen? Hy wou hulle kry om teen God ongehoorsaam te wees. Dis wat hy wou doen. En hy het dit nou sy eie spin gegee en verduidelik en vertel, maar hoekom wou hy hulle kry om aan God ongehoorsaam te wees? Want dan sal God sy oordeel oor hulle uitstort en hulle vernietig. Dis hoe hy dit reg kry. Nou kom Jesus, kom verlos ons van wat? Die sonde. Watter sonde? Watter sonde? Wat? Nee, van, nou noem jy ouwe sonde op en elke ouwe sy eie idee. Sê nie die Bybel sê hy kom verlos ons van rebellie. Rebellie. Wat is rebellie? Rebellie is die weerstand van gesag. Dis waarvan Jesus ons kom verlos, en hy verlos ons van die oordeel van God, wat op ons moet kom vanweë ons rebellie. En hierdie twee dinge is waarvan Jesus ons verlos. Sodat ons in Christus Jesus uit die duisternis kan kom, want dit is wat rebellie genoem word, uit die duisternis gehaal kan word en in die koninkryk van die seun van God se liefde. Ek dink die 83 vertaling praat van in die heerskappy van God se seun wat hy baie lief het. Uit duisternis, uit rebellie onder die heerskappy van die seun en die verlossing van God se oordeel deur die bloed van Jesus Christus, sodat ons in hom 'n nuwe lewe kan lewe. Wat is die nuwe lewe? Die nuwe lewe is om aan hom onderdanig te wees. Dis ondenkbaar dat daar enige iets sinvol tussen my en God kan bestaan wanneer ek in rebellie teen sy gesag staan, want dis waaroor alles die hele tyd gaan. Om te dink dat 'n mens kan gered wees deur net te sê ek erken dat Jesus van God afkom, ek is nie aan sy gesag onderdanig nie, ek erken dit net, nou's ek gered, is 'n totale valse evangelie. Daar bestaan nie so iets nie, nêrens nie. En dit is vir my vreeslik, nee. En as ek hierdie goed lees, dan gaan my gedagtes aan mekaar na daai aspekte toe terug van die goed wat mense kwytraak en sê. Jy's nie bloot verlos van die oordeel oor jou en nou kan jy net lekker aanhou rebelleer, dis okay en reg met God nie. Jy's uitgehaal uit duisternis in die heerskappy gesit van die seun. Want hy is die Here. Wat kenmerk jou lewe van hier af aan? Die feit dat jy aan hom onderdanig is. Nie teen hom rebelleer nie. Wat kenmerk jou lewe in die vorige lewe? Die feit dat jy teen hom rebelleer en nie gehoorsaam is nie. Geen rebellie is verskoonbaar nie. Niks nie, want hy is die absolute heerser. So, ons lê ons lewens voor hom neer.
En wanneer ons in 'n situasie kom waar ons gedoen het wat hy nie wil hê ons moet doen nie, dan smeer ons dit nie toe met 'n kombersie wat ons genade noem nie. Ons doen dit nie. Ons erken die feit dat dit teen sy gesag is, teen sy posisie is. Ons maak nie sonde goed en af en sê, ag nee, dit maak glad nie saak nie, Jesus het vir dit alles gesterwe, hy worry nie meer oor sonde nie, asof rebellie net absoluut nou niks is nie. Dis 'n saak van erns, wanneer ek in my hart ontdek dat daar is rebellie en weerstand teen die gesag van Christus. Wat maak ek daarmee? Ek kom daarmee na Jesus toe. Ek maak nie ligte sous van dit nie. Ek kom na hom toe. Ek vra hom om my te leer, om aan hom onderdanig te wees. Leer my, Here Jesus, hoe om aan U gehoorsaam te wees, in hierdie situasie en in hierdie een. En ek stap die pad met Jesus, ek hou my hart voor hom gebuig, dit bring vrugte. En die vrugte wat dit bring, van 'n hart wat aan Jesus onderdanig is die karakter van Jesus. Bring die karakter van Jesus na vore. Dis al manier hoe die karakter van Jesus na vore kom. Jy kan nie daarvoor bid nie, jy ontvang dit nie as 'n gawe nie. Dit kom uit jou lewe uit, vanweë jou onderdanigheid aan die Seun. Dis die evangelie, as nie 'n ander evangelie nie. Enige poging om dit te verander, is uiters gevaarlik, want jy posisioneer jouself nou in 'n plek voor God, waar jy nie genade sal kry nie. Hoekom wil jy dit doen? Vers 12, dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So wil jy in my liefde bly, doen wat ek sê, wees lief vir mekaar. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Daar het ons dit weer. As. Julle is my vriende, as julle alles doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Nou, die belangrike ding hier is, Jesus sê, ek noem julle nie diensknegte nie. Ek noem julle vriende. Nee, die interessante ding net is, dat wanneer die disippels van hulle self gepraat het, na die opstanding, noem hulle self diensknegte van Christus Jesus. Eerste observasie. Baie interessant. Tweede een. Nooit noem hulle Jesus vriend nie. Hy noem hulle vriende. Hy noem hulle nie meer diensknegte. Maar wanneer hulle van hulle self praat, praat hulle van hulle self as diensknegte. En nooit noem hulle hom vriend nie. Is dit nie interessant vir jou nie? Al twee waarnemings. Kom alles uit die Bybel uit. Hoekom noem hulle hom nie vriend nie? Kom ons vra eerder, wat noem hulle hom? En elke keer as hulle van Jesus praat, dan praat hulle van hom as die Here. Maar hy noem hulle vriende, ja. En hulle is dit. En hy is hulle vriend. Maar hulle noem hom nie so nie, hoekom nie? Want as hy nie hulle Here is nie, is hy nie hulle vriend nie, en hulle syne nie. Kan julle sê, doen wat ek sê en julle bly in my liefde. Net so 'n bietjie later. Julle is my vriende as julle doen wat ek sê. Jy kan nie daai parallel, jy kan nie doen wat ek sê en bly in my liefde vertaal en vertolk in enige ander formaat anderste as julle is my vriende as julle doen wat ek sê nie. As julle nie doen wat ek sê nie, is julle nie my vriende nie. Bly julle nie in my liefde nie. Kan dit nie anders sien nie. Die teks is baie duidelik. So, hier is 'n belangrike saak. Die posisie van Jesus is onbetwisbaar. Hy is die koning. Hy is die Here. En diegene wat by hom skuil, Psalm 2, is wel geluksalig.
Maar die waarskuwing is, kus die seun dat hy nie toornig word nie, want gou kan sy toorn ontvlam en jy op jou weg vergaan. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Hy is die koning, en die wat voor hom buig en die seun kus, sy hand soen, soos ons al verduidelik het, is die mense wat iets besonder beleef. En dit is, dat die koning tree in 'n verhouding met hulle. Hy bly steeds die koning. Hy is nie meer die koning nie. Hy haal nie nou sy kroon af en sy toga en sê, ag, ek speel sommer net, ja man, ek is sommer net julle, moenie worry nie. Hy is die koning, verseker. Die absolute heerser. Maar daar's 'n innigheid en 'n vertroue. Daar's 'n verhouding wat ongekend is. So of jy sy vyand, of jy sy vriend. Die verskil tussen die twee groepe is, wat maak jy met sy gesag? Verstaan jy dit, of buig jy onder dit? Is dit nie 'n kosbare ding nie? En dit is die evangelie. Elke knie sal buig.